Welkom vanaand. Wat 'n week van chaos. Maar God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar een van krag en een van liefde. En ek wil jou aanmoedig om konstant saam met ons in te tree. Ons bid wel weekliks Woensdag saam op Zoom, maar dit beteken nie ons hoef net dan te bid nie. En as jy dalk 'n spesifieke gebedsversoek het, wil ons graag van jou hoor, stuur gerus vir Emerentia e-pos. Ek weet ons leef in onstuimige tye en dit is maklik om eerder na die storm te kyk as om ons oë op Jesus te hou. Maar dis presies wat die Here vir ons sê om te doen. Hou jou oë gefestig op Jesus Christus. En ons gaan nou saam sing en hierdie verklaring maak. En kan ek jou uitnooi om sommer te staan daar waar jy is, in jou sitkamer, in jou eetkamer of in jou kamer. Kom ons staan en verklaar die volgende saam. When all I see is the battle, you see my victory. When all I see is the mountain, you see a mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I fight, I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I'll lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? Yeah. For Jesus there's nothing impossible for you. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you in every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you in every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow.
dat ons vanaand net so bewus is van dit wat U mee besig is in ons lewens en dit wat U mee besig is in die kerk en in die gemeente. Heilige Gees, ons wil kom bid vir vanaand en dankie net dat ons vars perspektief kan kom kry. Dankie dat ons so bewus kan wees van dit wat U wil kom doen in ons lewens. Ek bid nou dat ons regtig net ons harte oopmaak en toelaat dat U met ons sal kom praat in die woord vanaand. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Dis so lekker om saam met jou te kan kuier vanaand en dis so groot gedeelte van ons gesprek gaan oor verhoudings. En ek weet nie hoe lyk verhoudings in jou lewe tans nie. Maar dit is so 'n belangrike konsep om saam oor te kan kuier. En vanaand begin ons reeks met verhoudings. Asking for a friend. En ek wil jou kom challenge om miskien het jy klomp vrae oor verhoudings. Miskien het daar goed met jou gebeur al in verhoudings wat nie lekker uitgewerk het nie. Waar ook al jy is, wil ek jou nooi om saam met ons te gesels vanaand. So jy sal sien, hier's 'n QR-code en jy kan sommer hierdie QR-code scan. So miskien nie nou nie, later kan jy terugkom en die QR-code kom scan. Die link is ook in die description. En ek wil jou nooi as daar vrae is of miskien is daar iets wat jy oor wonder oor verhoudings, om dit vir ons te stuur. Nou, dis so belangrik en ek wil jou so aanmoedig om jou hart oop te maak en toe te laat die Here met jou kom praat. Ek weet, soos wat ek voorberei het vir hierdie preek, het die Here net weer opnuut met my kom praat oor die verhoudings in my lewe. En ek is weer so gechallenged om 'n vars perspektief daaroor te kry. Vanaand kuier ons oor die konsep van friends with benefits. En verhoudings spesifiek, ja, dis nogal 'n snaakse tema, nê. Maar verhoudings en veral vriendskappe is daar sodat ons 'n benefit in mekaar se lewens kan wees. En ek wil jou kom challenge vanaand. Waar is jy tans 'n voordeel in 'n ander persoon se lewe? Of watter persone het jy wat as gevolg van daai persone is dit vir jou 'n voordeel? So as jy dink aan sulke verhoudings, dink gou aan die volgende. Wie is die VIP's, die VDP's of die VRP's in jou lewe? Wie is die very important people in jou lewe? En wat sou jy sê is deel van daai verhouding? Wat maak daai verhouding so belangrik in jou lewe? Wie is die very resourceful people in jou lewe? En wat sou jy klassifiseer is deel van daai verhouding? Hoekom is daai verhouding vir jou so belangrik? En dan ook the very draining people, nee, ons almal het so 'n WhatsAppie wat deurkom nou en dan. Daai mense, wat sou jy sê vorm deel van daai verhouding? En hoekom klassifiseer jy dit as a very draining person? Ek besef vanaand, in jou vriendskappe en in jou verhoudings, is daar klomp goed wat 'n rol speel. Maar ek wil vanaand vir jou help om terug te kom by die beginsels van dit wat God sê oor verhoudings. En as ons hierdie beginsels uit die woord uit toepas, gaan ons verhoudingslewens anders lyk. So ek het 'n reeks video's gekyk oor verhoudings en hierdie ou Michael Fletcher maak hierdie stelling. Hy sê whoever has a person's heart has that person. Dink gou saam met my in selgroepe. As jy sien hoe 'n selgroep mekaar se harte leer ken, mekaar se harte deel, dit wat vir mekaar belangrik is celebrate, hoe incredible daai community groei. Dink gou aan 'n familie, 'n man en 'n vrou, in haar huwelik, hoe hulle mekaar se harte leer ken en dit wat vir mekaar belangrik is pursue. Dis so profound om te besef, dat die oomblik as ek sê, whoever has a person's heart has that person. Jy kan 'n invloed in mense se lewens hê. Dis nie net vir sommige mense of vir sekere mense en party mense is baie popular en hulle doen dit, nee, dis vir almal. En vanaand is die vraag, hoe lyk dit in jou lewe? Verhoudings is so belangrik en toe ek dink aan verhoudings, toe dink ek, wel, dis seker een van die enigste goed wat ek kon aan dink, wat ewigheidswaarde dra. Jy gaan nie jou huis, jou kar, jou werk 10-1 hemel toe vat nie. En in die ewigheid gaan ons in die hemel wees. Dis net verhoudings wat jy in die hemel gaan beleef. En dink net gou daaraan, as ons nou al kan die hemelse perspektief op verhouding en hoe dit daar gaan werk, hier op aarde in elke faset van ons lewe uitleef. Hoe incredible kan verhoudings nie lyk
nie. Ek besef ook vanaand dat daar soveel seer is. En verhoudings is 10 teenoor 1 van die plekke waar ons die meeste seer al beleef het. Maar ek vir jou kom aanraai om jou hart oop te maak en toe te laat dat die Heilige Gees nie net vanaand genesing kom bring nie, maar laat die Heilige Gees vir jou 'n vars perspektief sal kom gee oor verhoudings. So ek het gesê, ek het op 'n paar video's afgekom van hierdie ou Michael Fletcher en hy het spesifiek gepraat oor 7 beginsels. En ek wil vanaand vir jou hierdie 7 beginsels kom neersit. En ek het nou maar gedink, ek gaan hierdie blokkies gebruik. Nou dis nie regtig blokkies nie, dis meer containers, maar dit pas op mekaar. So dit werk vir my illustrasie, nê. So as jy hierdie blokkies sien, dink aan elkeen van hulle as 'n komponent. Dis 'n gedeelte van 'n verhouding. So die eerste een waarvan hy praat is obviously liefde. Nou liefde en die one-liner wat hy neersit, dis vir my so profound. Love is about giving without condition. Love is about giving without condition. In ons samelewing, as ons dink oor liefde, dan gaan dit oor wat kan ek kry, nie noodwendig wat kan ek gee nie. In Johannes 3 vers 16, ons ken dit, for God so loved the world that he gave his son. Matteus 22 vers 37 en 40 tot 40 sê, and he said to them, you shall love the Lord your God with all of your heart and with all of your soul and with all of your mind. This is the great and first commandment. And a second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these 2 commandments depend all the law and the prophets. Jesus in hierdie gedeelte sê hy, maar alles vind definisie in hoe ons liefde beleef. Is jy besig om verhoudings te pursue vanaand waar dit gaan oor jou? Of is jy gefokus om in jou verhoudings iets te gee, iets te bied, iets te verklaar, waar dit nie gaan oor wat jy soek nie? Infatuation beteken I'm going to love you because you fulfill a need that I have. As ons liefde mis in verhoudings, is ons besig met infatuation. Ons is besig met hierdie idee van ek kan iets uit dit kry, of ek het dan gedink dit gaan vir my iets beteken. En oomblik as dit dan nie dit doen nie, dan kry ons seer. Sonder liefde, as ons eerste beginsel, kan ons nie verhoudings doen nie. So my vraag aan jou is, wat is jou definisie van liefde? En hoe lyk hierdie beginsel in jou verhoudings tans? Die tweede een gaan oor geloof. Ja, julle het so mooi saam gepraat. Geloof. Nou, ek het gewonder, hoe pas geloof in verhoudings? Hoor sy definisie, believing more for someone than what they do themselves. Ja, dis vir my powerful. Geloof gaan nie net oor ons wat nou hierdie heiligheid in verhoudings uitleef nie. Nee, geloof gaan oor ek begin 'n ander persoon sien soos wat God daai persoon sien. Ja. As iemand met my besig is of as ek met iemand werk, is ek besig om daai persoon te set up volgens dit wat God se opinie is. Of is ek net besig om daai persoon eintlik net in 'n posisie te sit waar hulle iets vir my kan gee? Dink gou saam oor hoe het Jesus met sondaars, mense wat eintlik niks verdien nie, gewerk het. Hy het hulle die hele tyd herinner, daar's 'n hoër perspektief, daar's 'n ander perspektief, daar's 'n nuwe definisie. En hoe meer jy hierdie definisie vir jou lewe sien, hoe meer is jy besig om sy volheid raak te leef. Hebreërs 3 vers 13 sê, but exhort one another every day, as long as it's called today, that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. Ja, die fokus lê nie op net ek en jy wat in 'n verhouding staan nie. Dit lê op wat God se perspektief is vir daai persoon. En hoe meer ek op God se perspektief kan fokus, ja, verander hy die situasie. Die derde ene is interest. En interest is vir my so mooi, hoor hoe verduidelik hy dit. Placing value on what is important for that individual. Is ek besig om meer waarde te sit wat vir daai persoon belangrik is as in my eie lewe? Philippians 2 verse 3 and 4 sê, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others.
Ek dink daar's nie vir my 'n mooier voorbeeld as ek en Caleb, my seun, in ons verhouding. Nou hy het nou net begin loop en hy wil op als klim, hy wil als ontdek, hy wil elke kas uitpak, nê. Nee, dis wonderlik. Maar ek as pa kan dit raak sien. En hoe as ek saam met hom begin kruip en as ek saam met hom, ons het nou die dag probeer dat ek in die kas inpas, ek kon nie onder die wasbak inkom nie. Dit's bietjie klein. Maar die punt is as soos wat ek saam met hom kruip, ontdek ek en sien hy of kan ek sien in sy oë hoe hy amper acknowledge om te sê, wow, jy's besig om te sien wat ek sien. Ons het so een game wat ons speel, dan sê ek, hier kom ek, dan draai om 'n hardloop in die gang af, dan is ek nou besig om te soek. Maar soos wat ek dit doen, en as ek na hom toe kom, dan gaan ek op my knieë, en dan kruip ek saam met hom. En ek is so besig om eintlik wat vir hom belangrik is, te ontdek. En dis presies dieselfde vir ons in verhoudings. Hoe is jy besig om jou fokus van jouself af te haal, en dit op die persoon te sit, wat langs jou sit? Of wat miskien oor kan die tafel sit? Of wat miskien saam met jou werk? Stephen Covey sê die volgende, hy sê, first seek to understand, then to be understood. En dit is vir my so mooi beginsel. Is ons besig om ons interest in ander mense te sit? Die 4de een gaan oor availability. Wow, ons lewe is besig. Making room for others in life and in crisis. Met hierdie lockdown wat nou gebeur het, kon ek net weer sien hoe party gelowiges net in hulle dop inkruip. En is amper as gevolg van die omstandighede wat gebeur, hulle nie meer besef wat die waarde is om jou hart oop te maak en ander toe te laat om in jou lewe te kom nie. So die eerste vraag is jy besig om jou hart oop te maak en is jy available vir ander, maar ook stel jy jouself oop om available te kan wees vir ander mense. Making room for others in life and in crisis. Galasiërs 6 vers 2 sê, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Ons is nie gemaak om alleen te leef nie. Jy is nie gemaak om alleen deur jou struggles te gaan nie. Jy het so 'n incredible gemeenskap van gelowiges en ek wil jou kom challenge, maak jou Woensdae aande oop. Ons het incredible leiers wat saam met jou wil journey. En ons doen dit nou tans aanlyn, so jy kan ons join van enige plek af. Maar dis die plek waar jy kan jou lewe oopmaak en available wees vir mense. Die 5de ene is respect. Establishing a person's worth. Ek dink as jy nog nie ontdek het wat God se perspektief is oor jou nie, gaan hierdie een vir jou moeilik wees. Want die oomblik toe ek dit ontdek het, ek begin besef, maar God voel so oor elke ander persoon. En die persoon wat my help om petrol in my kar te gooi, die persoon wat my help by Checkers, die persoon wat my help in my huis, enige van daai persone is net soveel waarde soos ek en jy. En as ek begin daai respek uitleef en daai persoon begin hanteer volgens dit wat God se opinie is, verander die manier hoe ons verhouding doen. Romeine 13 vers 8. Owe no one anything except to love each other. For the one who loves another has fulfilled the law. Ons mense vind nie hulle value in wat hulle kan gee vir jou nie. Ja, mense vind hulle value in wat God se perspektief is oor hulle. Ek wil jou kom challenge vanaand. Miskien moet jy weer gaan kyk na hierdie. En is jy besig om waarde op mense se koppe te sit? Hanteer jy mense volgens wat God se perspektief is oor hulle? Of sien jy nie dit nie? En laat net toe dat die Heilige Gees jou kom wys wat sy perspektief is. Die 6de een is tyd, time. Nou, tyd is nogal 'n groot een. Maar wat hy sê is, the currency of relationships is time. So as verhoudings 'n geldeenheid was, is liefde, is tyd daai geldeenheid. So vanaand is die vraag, waaraan spandeer jy jou tyd? Ephesians 5 verse 15 and 16, look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of the time, because the days are evil. To communicate love takes time.
En as jy nie proaktief is met jou tyd, of miskien is jy reaksionêr met jou tyd, dit gaan beïnvloed die kwaliteit van daai verhouding. As ek klaar is by die werk, dan moet ek vir myself sê, al die dinge wat ek nou hanteer het vandag, sit ek neer, en vir die volgende uur en 'n half, is dit ek en my seun, en ons is besig. Maar ek het ook agtergekom, daar's tye wat ek en my vrou net nodig het om vir Caleb eenkant te skuif en te sê, hey, kom ons maak tyd vir ons. Kom ons wees intentioneel met ons gesprek. En dit is so belangrik dat jy tyd sal koppel aan die verhoudings wat jy regtig belangrik ag in jou lewe. Die laaste een, yay, kyk ons het 'n toring. Die laaste een vanaand is kommunikasie, communication. Communication builds one another up. En kommunikasie is eintlik in elkeen van hierdie, nee, want ons wil liefde kommunikeer of ons wil geloof kommunikeer. So dit vul eintlik almal aan. Maar kommunikasie is so belangrik in terme van hoe ek en jy besig is om God se waarheid in mense se lewe te vestig. Efesiërs 4 vers 15 tot 16 sê die volgende: Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into him who is the head, into Christ. For whom the whole body, joined and held together by every joint, with which is equipped, when each part is working properly, makes the whole body grow so that it builds itself up in love. Ons is gemaak om met mekaar te kommunikeer. Ons is gemaak om in community te staan en effektief met mekaar te kan praat. En partymal is dit nie noodwendig die maklikste ding nie. En ons vee dit onder die mat in, maar as jy nie gaan praat daaroor nie, gaan jy nie die truth establish in julle verhouding nie. Die vraag vanaand is, met wie moet jy weer begin kommunikeer? Met wie moet jy weer begin om jou hart te deel? Met wie moet jy weer begin om net toe te laat, dat in daai verhouding speaking the truth in love kan gebeur? So dit was nou 'n mond vol. En as jy kyk na hierdie toringkie, dan het ons nou baie gesê, en miskien was daar een wat jy net wil na teruggaan en ek wil jou aanraai om dit te doen. Maar wat as hierdie toring nou omval, nê? En ek wil dit nou nie doen nie, want dan gaan ek nou hier op die stage al die stukke moet optel. En ek dink baie mense wat kyk vanaand beleef dit. Jesus, en jy het nou soveel goed genoem, maar joh, ek weet nie waar om te fokus nie. Die punt van vanaand se gesprek is om jou bewus te maak van dit wat hy sê. So miskien liefde, hierdie ene is geloof, sorry. Miskien geloof is 'n fokusarea vir jou. En miskien moet jy begin om mense te sien volgens wat God sê. So vanaand wil ek jou challenge om miskien hierdie een ding te vat en te sê, Here, wat is jou opinie in hierdie verhouding? Wat is jou opinie oor hierdie persoon? En jy vat hierdie een en jy begin te bou. Ek wil jou regtig kom challenge rondom dit wat God sê vir jou in hierdie tyd. Verhoudings kan nie gebeur as jy nie op 'n plek is, en ek het begin deur dit te sê, waar jy oop is om toe te laat dat die Heilige Gees jou gebruik nie. Ons kan nie mekaar lief hê as ons nie sy liefde eerste ontdek nie. En ek wil saam met jou bid vanaand, juis vir dit. En dan glo ek, laat soos wat jy met hierdie beginsels werk, laat jy sal sien hoe die vrug in jou verhoudings verander. So Vader, ons kom verklaar net vir vanaand, Here, U het ons geskep vir verhouding. U het ons geskape, Here, om in verhouding met mense te kan staan. En ek wil kom bid, Here, laat vrede en liefde net nou vir elke persoon, Here, wat kyk, dat hulle nou sal beleef hoe U Gees van waarheid hulle kom volmaak met U perspektief. Dankie, Here, dat U vir ons geskaap het om liefde te kan aanvaar. U het ons geskape om geliefd te wees. En ek kom bid, laat elke persoon wat nou kyk, dit sal beleef waar hulle nou sit. En dan kom bid ek ook, Here, laat ons die volgende stap sal neem. Laat ons hierdie beginsels nie net sal hoor vanaand nie, maar laat ons dit sal gaan toepas. En laat ons mekaar sal begin net bedien, maar in hierdie verhouding so groei, that we will glorify you. En dat mense sal beleef hoe U liefde deur ons lewens, in ons samelewing, in ons familie, in ons vriendekringe, inspoel. En ons kom verklaar dit nou in die naam van Jesus. Amen. Dankie Henning.
Mag jy werklik hierdie week beleef hoe die Heilige Gees jou herinner aan die woorde wat jy vanaand gehoor het. En mag jy beleef hoe die Heilige Gees jou ook krag gee om in elke verhouding hierdie beginsels te kan raak sien en te kan uitleef. As jy enigstens bediening nodig het of as ons vir jou kan bid, wil jy nie sommer net vir ons 'n e-pos stuur nie, ons sal graag met jou kontak wil maak. Ons is so dankbaar vir die Here se voorsiening tot ons as gemeente, vir mense wat hulle gawes hier kan uitleef en dit wat die Here in en deur ons wil kom doen. As jy graag wil bydra tot hierdie familie, is jy welkom om nou op die skerm te kyk van die maniere om dit te kan doen. Volgende week kuier ons verder in hierdie tema en ons praat spesifiek oor It's not you, it's me. Kan nie wag om jou te sien aanlyn volgende week 6:00. Geseënde week vir jou.